Psalm 126. Nou iets wat ons dikwels mislees wanneer ons 'n psalm lees. So ons lees soms mis dat hierdie spesifieke psalm, soos 'n hele paar ander, 'n pelgrimslied is of 'n pelgrimspsalm is. En nou moet ons die vraag vra, wat is 'n pelgrim? 'n Pelgrim is iemand wat op reis is. Die prentjie wat ons kry is nou hierdie klein seentjie en dan het hy nou by sy huis nou vir mamma en pappa gesê hy gaan nou bietjie op 'n adventure gaan. Hy gaan nou gaan toer en dan pak hy nou appeltjies en 'n boksie sappie en lekkertjies hierso in 'n doek en dan vou hy hom toe en dan knoop hy hom om 'n stok vas. En dan sit hy die stok so oor sy skouer en dan stap hy nou bietjie weg. Hy stap nou geweldig ver weg. En dan is dit nou laat word, dan kom hy maar nou weer terug, dan kom eet hy maar nou die lekker kos wat maar voorberei het. So hy's op 'n pelgrimstog. Hy gaan bietjie weg, hy gaan toer, hy's op reis. Nou ek dink die woordjie op reis is iets wat julle dalk na die laaste tyd baie gehoor het, veral die van julle wat deel is van die media bedieninggroep. Het ons kort vir mekaar gesê in hierdie boodskapies, ons is saam op reis. Ons reis saam met die Here. Nou ek wil graag vir julle sommer so ietsie deel van 'n reis, van 'n adventure, iets wat ons beleef het. So ek en my vrou toe ons nou getrou het, toe gaan ons nou Etosha toe, so rukkie daarna. Nou is ons ook nou nie getroud en ons gaan kamp nou, ons is nou nog nie lekker gekonfyt met hierdie hele storie nie. En dan is dit nou altyd 'n armdruk van hoeveel kos is nou genoeg om saam te vat. En ons het gewerk met die beginsel eerder te veel as te min. Nou daar's nou 'n ding van die panne. Ek weet nie wie van julle onlangs daar was nie. Maar dit wat jy inbring, kan jy nie uitvat nie. So as jy rou vleis inbring, is reg, geniet dit. Maar moenie dink jy gaan uitvat nie. En so het ons nou, jy weet, vleis en ons het nou hoendersoesaties en ons het 'n skaapribbietjie gekry en ons het dan so 'n paar choppies gekry en 'n worsie gekry. Maar ons bly toe nou net nie lank genoeg om dit alles werklik te benut nie. Nou, vleis is 'n groot voorreg. Vleis is iets wat duur is. Ek is baie lief vir vleis. Maar julle, later, toe wil ons nie meer vleis sien nie. Want ons het besef, ons moet maar nou alles braai en klaar eet voordat ons by hierdie hekke weer uitgaan. Julle, dit was moeilik geweest. Nou ry ons en kyk diere, dan sit nou worsie en 'n soesatie en dan kom ons by die huis, wat eet ons? Nee, weer 'n worsie en weer 'n soesatie en dan ry ons weer 'n entjie. Nee, ons eet nou 'n stukkie ribbietjie en 'n worsie en 'n soesatie. Later toe is ons nou so moeg vir vleis. Maar ons het daaruit geleer. En toe die volgende keer toe ons gaan kamp, toe besef ons goed, ons gaan die minimum inpak. En dan gebeur dit nou, jy pak nou weer minimum in, jy oorkompenseer en dan raak 'n mens weer honger en dan sien jy nou weer lus maar vir daai soesatie en daai worsie. En later kry jy daai balans van wat is perfek reg. Hoe pak ons in vir die reis? Nou ek vertel nou hierdie storie want ek wil hê julle moet ook in hierdie skoene inklim. Miskien het julle ook al gekamp of ver gereis. Dalk was julle Terracebaai toe gewees of Myl 108 toe gewees of ergens heen waar jy ook moes voorberei en agtergekom het, "Sjoe, ek het nou ietsie te min ingepak of ietsie te veel ingepak." Ons is saam op reis. En in hierdie reis besef ons ook wat ons geleer het in die verlede. Want wat ons geleer het in die verlede, beïnvloed ook hoe ons vandag dink en beïnvloed ook hoe ons na die toekoms kyk. Ons het geleer, moenie te veel vleis inpak as jy Etosha toe gaan nie. So vandag as ons Etosha toe gaan, dan gaan ons net die regte hoeveelheid inpak. Maar ook vir die toekoms, as ons vir iemand raad wil gee wat soontoe gaan, wees versigtig, moenie te veel nie. Vat dit rustig. Nou ek wil graag saam met julle dan nou hierdie psalm lees, Psalm 126, wat ook 'n pelgrimslied is. Dit is 'n lied wat ons sing terwyl ons op reis is. Nou die slim mense sê dat hierdie spesifieke psalm was waarskynlik geskryf binne 2 moontlike situasies. Die eerste situasie is Dawid. Koning Dawid, toe hy moes gevlug het van sy seun Absalom,
en toe hy kon terugkeer, terug na sy land, terug na die stad, toe hy opgewonde is om terug te kom. Maar daar is 'n baie meer populêre opinie, en dit lyk vir my dit neig bietjie meer na hierdie kant toe, en dit is dat hierdie psalm geskryf is na die ballingskap. Julle onthou die ballingskap? Nadat Jerusalem ingeval is, die volk van die Here is weggevoer na Babel toe, en toe hulle die nuus kry, dat hulle kan nou terugkeer, hulle kan teruggaan na hulle stad toe. Ja, hulle kom daar aan en die tempel is vernietig en die stadsmuur is platgeslaan, maar hulle kan teruggaan en opgewonde sing hulle hierdie pelgrimslied terwyl hulle besig is om terug te gaan na dit wat hulle geken het. Waarskynlik is dit geskryf deur een van die klein profete Ezra, is 'n groot moontlikheid. Maar familie, ek wil vra voordat ons dit lees, kom ons vra vir die Heilige Gees om ons oë oop te maak, om raak te sien, dat dit nie net woorde sal wees nie, maar dat ons werklik dit sal inneem, dat die woord van die Here tot ons sal spreek. So kom ons word net vir 'n oomblik stil. Here, as ons nou saam lees, dan lees ons nie net uit 'n storieboek uit, vir geskiedenisboek nie, Here. Here, dit is die woord van die lewende God. Here, ons is klein, ons is stof, Here. Ons is afhanklik van die Gees, om ons aan die hand te vat en ons te lei, om ons oë oop te maak, ons ore oop te maak, ons harte aan te raak, om te hoor wat U vandag met ons wil deel, te sien wat U vandag aan ons wil openbaar. Help ons, Here, om al die dinge wat in ons kop en in ons harte maal, net te parkeer, en nou te fokus op U leiding. Ons vra dit in U naam. Amen. Ek gaan nie teks op die bord gooi, maar ek wil tog vra, as jy jou Bybel hier het, volg tog saam, dis altyd goed om so 'n notaatjie te maak, om by die huis weer na die teks te gaan kyk. Ons lees saam. In pelgrimslied. Toe die Here die lot van Sion verander het, was dit vir ons soos 'n droom. Ons het gelag en gesing. Onder die nasies het hulle gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen, ons was bly. Verander tog ook nou ons lot, Here, soos U droë spruite in die suidland in waterstrome verander. Ek wil net geonderbreek, hierdie vers 4 is my so mooi beeld van die reën wat in Namibië geval het, is dit nie? Verander tog ook nou ons lot, Here, soos U droë spruite in die suidland in waterstrome verander. Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. Al loop hy en huil, terwyl hy die saadsak dra. Hy kom juigend terug, terwyl hy sy gerwe dra. Nou wanneer ons kyk na hierdie teks, dit op die volgende skyfie, dan sien ons so 'n paar interessante dinge raak. Die van julle wat dalk 'n Bybelskool deurloop het, of 'n Veritas deurloop het, of 'n Wow Bybelstudie deurloop het, ons leer altyd dat ons moet kyk na sommige patrone, na woordjies wat herhaal, na goed wat ons kan raak sien in hierdie teks. Ons sê altyd vir mekaar by Veritas dat die Bybelskrywers het nie highlighters en kleurpenne gehad nie. So herhaling is geweldig belangrik. En ek wil graag net gou vir julle 'n paar dinge uitwys. As ons kyk na die geel op die bord, dit wat in geel gehighlight is, dan sien ons die woordjie het en was, het gelag of het gesing, het gesê, die Here het groot dinge gedoen.
En waarin laat dink hierdie woorde vir julle? In die verlede tyd. Ons hoor die taal van verlede tyd, wat God gedoen het, wat die mense gesê het, wat gebeur het, die Here wat ons lot verander het. As ons dan oorbeweeg na vers 4 toe, dan lees ons weer iets anders raak. Verander tog ook nou ons lot, Here. Ons het nou net gelees oor die verlede, en nou is ons hier in die teenwoordige tyd. Nou, Here, op grond van dit wat ons gehoor het en weet wat U alreeds gedoen het, doen dit ook nou, Here. En dan kom ons by die laaste gedeelte, vers 5 en 6. En hoor net hoe klink dit? Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. Al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra, hy kom juigend terug terwyl hy sy gerwe dra. Ons hoor hierdie woordjie sal, toekoms, dit is so. Dit sal so wees. Skry hierdie beeld van mamma of pappa of oupa of ouma met hierdie klein bloetjies en sê vir hulle, as jy dit sal doen, as jy sal volhard en die goeie saad van die Here saai, die goeie boodskap uitbring, al is dit hoe moeilik, dit sal beloon word. Jy sal die seën van die Here raak sien. Sy teenwoordigheid sal jy beleef, jy sal die Here ken. Net gou die volgende skyfie, as ons dit nou so sou inkleer, dan sou ons hierdie 2-3 tydglewe kry. Eerstens die verlede tyd, dit wat gebeur het, dan die teenwoordige tyd, dit wat ons nou vir die Here vra op grond van wat ons van hom weet, en dan die toekomstige tyd wat maak dat ons anders kyk na die toekoms. Wat het dit met 'n reis te doen? Net die volgende skyfie. Ons sien dat hierdie reis, as ons saam op reis is, saam as familie, saam op reis is, saam met die Here, hierdie pelgrimslied, dan loop dit hand aan hand met tyd. Ons sien as die Here openbaar wie hy is, dan sê hy, ek is die God van Abraham, die God van, en die God van, hoekom sê hy dit? Gaan toets my reputasie, gaan kyk hoe ek 'n pad met Abraham gestap het, gaan kyk hoe ek 'n pad met Isak gestap, kyk hoe ek 'n pad met Jakob gaan stap, punt, sal ek nie ook 'n pad met jou stap nie? Toets my, kyk na die verlede. Dis hoekom ons die Bybel in die hand kan neem en soveel wonderlike verhale het, ook geskiedenis het van hoe die Here geopenbaar het wie hy is en hoe getrou hy is. As ons iemand wil aanstel, dan vra ons gewoonlik, voorsien vir ons 'n CV. En as die persoon nou in sy CV skryf, in 2024 het ek gewerk by 'n karhandelaar. Wonderlik, maar wat van 2023 en 22 en 21 en 20? Wat van al die ander jare? Dit is nie genoeg dat ons jou kan ken nie. Maar as ons die woord van die Here in die hand kan neem, en ons sien hoe God deur al die eeue getrou is, hoe hy nog steeds God is, hoe sy hart nooit verander het nie, maak dit ons nie dat ons met sekerheid ook die teenwoordige tyd kan leef nie vandag, en dat ons met sekerheid die toekoms kan ingaan nie. Nie op grond van omstandighede wat wonderlik gaan uitspeel vir ons nie. Dit is nie 'n voorspoedteologie nie, maar 'n God wat getrou is en onveranderd is. 'n God wat dieselfde is, al verander omstandighede en selfs al verander ons. Ons toer daarna Etosha toe, het ook goed by ons kom verander. Ons het geleer uit die verlede uit, wat om nie te doen nie. Baie lesse geleer en vandag gaan ons dit anders doen. En môre gaan ons vir mense raad gee, wat om nie te doen nie.
En so is die Here ook. Uit die verlede uit het ons gesien hoe die Here met ons gewerk het, met mens gewerk het, 'n pad met hom gestap het, sodat ons vandag anders kan wees, anders kan dink, as ons oor die skouer terugkyk, maar ook anders kan dink, anders kan droom, anders kan hoop, as ons vorentoe kyk. Ek wil nou graag hierdie 3 afdelings net afbreek, en ons gaan vandag ook momente hê gedurende die diens, waar ons gaan saam bid. 3 geleenthede. Maar kom ons begin by die eerste, en dit is die verlede tyd. Net daai volgende skyfie, daar is hy. Ek lees hom saam met julle. Toe die Here die lot van Sion verander het. Toe die Here die lot van Sion verander het. Ons hoor hierdie woord verander. En by implikasie beteken dit dat goed nie kon aanhou voortgaan soos wat dit aangehou het nie, hoe dit was nie. Dit moes verander. En so sê ons ook vir mekaar dat daar's dinge wat moet verander. Daar's dinge wat nie meer so kon aangaan nie. Daar's dinge wat nie die Here geëer het nie, wat nie goed was nie, dalk in jou eie lewe. En toe die Here dit kon verander het, toe die Here jou aangeraak het, toe die Here in hierdie gemeente kon werk het, was dit vir ons soos 'n droom. Nou wil ek vir julle vra, het julle al beleef dat die realiteit soos 'n droom kan wees? Het jy al jou hare vasgegryp en vir jouself gesê, dit kan nie wees nie. Dit wat ek nou gesien het of nou beleef het, nee julle, knyp my net, laat ek net weet of dit nog so is. Onthou julle 'n tyd in julle lewe, en onthou, ons staan nou stil by die eerste punt, en dis nou die verlede, né? Onthou jy 'n tyd in jou lewe, toe die Here iets in jou kom doen het, aan jou kom werk het, en ewe skielik, toe voel dit soos 'n droom, want niks is meer dieselfde nie. Die Here het iets in ons harte kom wakker maak, het ons harte kom warm maak. En kyk die reaksie op dit. Ons het gelag en ons het gesing. Nou mens kry skok, en jy kry goeie skok, en jy kry slegte skok. Daai slegte skok, as jy verskriklike nuus hoor, en jy reageer op 'n sekere manier, jy's geskok. Maar dan kry mens ook hierdie goeie skok. Jy's by die huis en jy's op jou selfoon besig om iets te reël, die kar moet ingaan vir 'n diens, en daar's klomp dinge wat deur jou kop hardloop, en iemand klop aan die deur, en jy het eintlik nie tyd nie, en jy maak die deur oop, en daar staan 'n familielid, wat jy jare gelede gesien het. Die kinders het kom kuier. Daai skok. Het julle al sulke skok beleef dat jy sommer net begin lag? Sal van julle. Jy begin net lag, hoe wonderlik is dit nie? Toe die Here in ons harte kom werk het, toe die Here ons aangeraak het, toe die Here ons lot kom verander het, toe het ons gelag, ons het gejubel, ons het gejuig, ons het gesing oor die goeie goed wat die Here gedoen het. En natuurlik praat ons nou van ons eie gemeente wat die Here hier kom doen het, maar ook verder as dit. Dink bietjie aan jou eie gesin. Dink bietjie aan jou eie lewe. Het jy so 'n moment waarin jy kan vashou? Jo, die Here was goed. Die Here was so goed gewees. Onder die nasies het hulle gesê, nou let wel, dit is nie die nasie nie, die volk van die Here nie. Nee, onder die nasies, die mense wat selfs daar buite staan, hulle het na hierdie situasie so gekyk, en hulle het gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Hoe wonderlik is dit nie? Die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen.
Nou natuurlik moet mense teks in konteks lees. Ons sien hierdie prentjie van die volk van die Here wat terugtrek na dit wat vir hulle bekend was, na Jerusalem toe, nadat hulle so lank in ballingskap was. En soos hulle terugtrek, sien net hierdie rolprent afspeel, hierdie nasies, hierdie volke wat hulle dophou en sê, "Jesus, die Here het goeie goed aan hierdie mense gedoen." Ons lees dit in konteks, maar dan lees ons dit ook in ons eie tyd. Wonderlik is dit nie, soos terugdink, dat mense, vreemdelinge, kon sê, hierdie mense is anders. Die Here is besig om goed in hierdie mense se lewens te doen. Ons ken nie dit nie. Ons het dit nog nooit gesien nie. Dis vir ons vreemd. Ons ken nie hierdie Here nie. Maar hy is besig om groot dinge in hierdie mense se lewens te doen. En miskien gedurende daardie tyd het ons dit self nie eers gesê nie. Dalk gedurende daardie tyd was ons self so blind daarvoor van wat die Here besig is om te doen. Dat ander nasies ons moet herinner en sê, "Hey, kyk daar, wat gaan aan? Wat is die Here besig om te doen?" Hoe wonderlik is dit nie? En dan net so 'n stukkie belydenis, vers 3. Die Here het groot dinge aan ons gedoen. Ek wil vir julle vra, julle kan maar die koppe knik as julle dink dit is so. Familie, as ons kyk na die geskiedenis van hierdie gemeente en die paadjies wat ons saam met die Here gestap het, kan ons ook sê die Here het groot dinge gedoen. Dink julle so? Dink julle die Here het groot dinge gedoen? Wonderwerke gedoen, groot dinge gedoen. En nou wil ek vir jou vra, as jy kyk na jou eie lewe, ek wil jou werklik uitdaag om dit te doen. Of jy nou jonk is of al 'n senior lidmaat is, dink terug in jou lewe en vra vir jouself, kan jy ook bely, die Here het werklik groot dinge gedoen, goeie dinge gedoen. Ons kan na die volgende skyfie toe beweeg. En dis nou hier waar ons stil staan, is ons eerste moment. Ons het heel in die begin vir mekaar gesê, dis belangrik dat ons leer om te bid. Nie dat ons mekaar kan hande klap nie, maar omdat die Vader smag na 'n verhouding met ons. So ek wil vir julle vra, kom ons sluit die oë, en terwyl julle oë toe is, dink terug aan hoe goed die Here vir ons was, hoe getrou hy was, hoe jy nie gedink het jy sou 'n jaar maak nie, maar die Here het jou gedra, hoe jy nie gedink het jy sou deur hierdie donker tyd kom nie, maar die Here het jou sterk gemaak, hoe die Here vir jou kinders 'n geleentheid gegee het, hoe die Here dalk vir jou gesond gemaak het, uitkoms gegee het. Vat hierdie geleentheid en erken dit voor die Here, dat hy werklik goed is. Ek gaan 'n oomblik van stilte gee vir julle om dit te doen, en ek wil julle uitnooi, familie, as die Here dit op jou hart druk, en jy wil sommer net met die gemeente saam bid, en hardop bid, en vir die Here prys en dankie sê, dat hy nog altyd so goed was, asseblief doen dit. U is welkom, ons bid saam in vrymoedigheid. Ek gee 'n oomblik.
Ons beweeg nou oor na die tweede afdeling, die teenwoordige tyd. Ons het vir die Here eer gegee en dank dat hy getrou was nog altyd. Dat hy nog altyd 'n pad met ons gestap het. En nou kom ons waar ons vanmôre hier sit. Ons kom nou waar hierdie volk van die Here in hierdie stad aankom. Hulle het mekaar herinner aan hoe getrou God nog altyd was. En nou kom hulle daaraan. En die dinge lyk nie soos wat hulle dit kan onthou nie. Die pragtige stad se mure is platgeslaan, die tempel is verwoes. Waar is jy nou? Waar is jy? Hoe lyk jou omstandighede nou? As die Here ons kom soek, daar in die tuin, nadat die mens sonde gedoen het, weggekruip het vir God, dan vra hy die vraag, waar is jy? Familie, waar is ons? Verander tog ook nou ons lot, Here. Verander tog ook nou ons lot, Here. En weer eens hierdie verandering is nie dat dit goed gaan nie. Want in hierdie gebroke wêreld waarin ons leef, is dit 'n wipplank. Dit is relatief. Dit is 'n tentwoning. Vandag gaan dit goed, môre gaan dit sleg. Maar hoe verander God ons lot? Hoe doen hy dit? Ons sien vir Paulus in die tronk. In die tronk, wees bly in die Here, ek herhaal, wees bly. Die Here verander ons lot, deurdat hy sigbaar word. Deurdat hy ons oortuig van sy teenwoordigheid, deurdat hy vir ons genade gee, deurdat hy vir ons genoeg gee vir elke dag. Dat hy ons oë lig van die golwe af, om hom raak te sien. Verander tog ook nou ons lot, Here, soos u droë spruite in die suidland, in waterstrome verander. Namibië was in 'n lang tyd van droogte. Ons almal het die prentjies en die foto's en die videoetjies gesien van die diere wat vrek in die veld. En dan kom hierdie water en iets gebeur. Iets gebeur fisies, ons sien die groenigheid spruit uit en ons sien die diere pronk en dit gaan goed. Dit lyk sommer net anders. Maar gebeur iets nie ook hier diep binne in ons harte nie? Het is moeilik om dit te verwoord wat gebeur, maar iets gebeur. Dalk is dit daai innige dankbaarheid. Die Here het gehoor, die Here het gesien, die Here het iets gedoen wat ons nie kan doen nie. Die Here het uitweg gegee, die Here is steeds teenwoordig, hy is nie ver weg nie. Die Here is God. Soos in droë spruite in die suidland, of verander die Here dit in waterstrome. Ja, vir die wêreld sit onsin, en hulle kan vra, maar waar is hierdie strome? Jy praat so oor strome, maar ek sien nie dat dit goed gaan met jou nie. Wat wêreldse standaarde betref nie. Maar o, familie, as die Here in ons lewens kom werk, beleef julle nie daai strome in onsself nie. Beleef julle nie daai nattigheid nie. Beleef jy nie daai groenigheid in jou lyf nie. Hoe wonderlik is dit nie, as die Gees van die Here werk nie. Nou wil ek vir julle weer geleentheid gee. Ons kan maar na die volgende skyfie toe gaan. En dink weer aan daai tyd, die tyd waarin jy nou is. Of dit nou 'n goeie tyd is of 'n slegte tyd is, 'n moeilike tyd is of 'n maklike, goeie, voorspoedige tyd is.
Kom ons vra vir die Here, dat hy sal aanhou werk, ook vandag, in ons gemeente, dat die Here hier iets sal kom doen, wat vir hom goed en aanneemlik is, maar ook vir jou persoonlik, ook vir jou gesin, ook in jou familie, dat God daar die groenigheid sal kom uitspruit, wat vir hom goed is en aanneemlik is. Ek wil vir julle geleentheid gee, om ook dit met die Here te deel. En as die Here vir jou vanmôre die vrymoedigheid gee, om hardop te bid, vat die geleentheid. Amen. Ons beweeg nou na die derde afdeling van hierdie teks toe. En dit is op die toekoms gerig. Nou wanneer ons dink weer eens, ons trek nou weer gou hierdie skoene aan van hierdie volk van die Here wat terugkom in Jerusalem en alles is verwoes. Hulle onthou wie die Here was en hoe getrou hy nog altyd was en daarom vertrou hulle hom ook vandag. Maar ook is dit belangrik om hom te vertrou die toekoms in. Te weet dat die Here bystand sal bied, te weet dat die Here getrou sal wees, dat die Here sal aanhou om God te wees. En dan trek ons weer ons skoene vandag aan. En ons vra vir mekaar, wat is die konteks waarin ons tans is? Hoe lyk dit? Hoe lyk dit in ons gemeente? En hoe lyk dit in die breër kerk? In die wêreld, hoe gaan dit? Wat is die omstandighede? Ons is in 'n wêreld waar die Here nie meer belangrik is nie. Ons is in 'n wêreld waar daar soveel ander sekuriteite is, soveel ander dinge is, waar daar in die publiek spot gedryf word met ons God. Dit is die wêreld waarin ons bevind. Ons is in 'n tyd hier in Namibië waar die kerk swaar kry, waar die kerk krimp, waar ons die vraag vra, hoe gaan daar genoeg dominees wees oor 5 of 10 jaar? Waar gaan die lidmate wees? Ons is in 'n tyd waar ons sien dat ouers, gesinne nie meer saam bid nie, nie meer saam die woord bestudeer nie, dat kindertjies nie meer grootgemaak word om vir die Here lief te wees nie. Maar ons is ook in die konteks waar ons as gemeente ore het om te luister en oë het om te sien. En 'n geleentheid het om 'n verskil te maak, 'n koninkryksverskil.
'n geleentheid het om in te ploeg. Wat maak ons met ons kinders? Is ons besig om hulle toe te rus? Is ons besig om hulle te versterk? Om hierdie beloofde land in te gaan? En daarom hierdie laaste stukkie wat ons saam lees, laat dink my so aan ouers wat hulle kinders stuur. Oupas en oumas wat goeie raad gee vir die kleintjies. Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. Wie met trane saai. Laat dink het ons nie so aan die bergrede nie. Geseënd of gelukkig is die wat huil. Wie met trane saai, dit is moeilik om die werk van die Here te doen. Dit is moeilik om hier uit te gaan en te sê, ek is 'n kind van die Here, ek gaan anders leef. Dit is moeilik, kindertjies, om skool toe te gaan, te sê, ek gaan leef soos 'n kind van Jesus. En as my maatjies goed doen, wat nie reg is nie, dan gaan ek dit nie doen nie. Dit is moeilik om in 'n besigheidswêreld in te gaan, met beginsels wat ek uit die woord saamneem. Dit is moeilik en dit kom dikwels met trane. Maar die beloning, die oes is groot. En dis nie hierdie wêreldse oes nie. Die wêreldse beloning sou hopeloos te klein wees daarvoor. Dis nie 'n stukkie voorspoed nie. Dis nie goud en silwer nie. Dit is die voorreg, en ek wil hê ons moet almal net hierdie prentjie koester, die voorreg wat ons kan hê, oor 'n hele tydjie van nou af, of dalk môre, is nie in ons hande nie, waar ons almal, en nou wil ek gou vir julle vra, kyk net vir 'n oomblik om julle, maak net gou oogkontak met verskillende gesigte wat julle sien, waar ons almal eendag saam met die Vader om daai feesmaaltafel kan sit en vir mekaar kan knik. Ons het die goeie resies voltooi. Ons het volhard. Ons het voortgegaan om die saad wat die Here vir ons gegee het te saai. Al was dit bitter moeilik, maar die Here was goed. Ons het voortgegaan. Al loop hy en huil, nie sit en huil nie. Al loop hy's besig met die werk van die Here en hy huil, terwyl hy hierdie saaisak dra. In lydenstyd hoor ons hierdie beeld van om jou kruis op te neem en jou kruis te dra, né? Wat anders is dit as hierdie saaisak? Want wanneer ons die kruis dra, dan moet ons getuig van die kruis wat ons dra. En wanneer ons die saaisak dra, dan moet ons saai wat ons ontvang het, die goeie nuus. Wanneer ons dit doen, en al huil ons, want dit is swaar, en dit is soms nie lekker nie, en mense kyk vir ons vreemd aan, en die brandpyle van die bose kom een na die ander. Hy kom juigend terug, terwyl hy sy gerwe dra. En wie is ons gerwe? Ons gerwe is natuurlik die wat nog nie die woord van die Here ken nie. Is dit nie so nie? Gerwe is die wat nog nie hulle lewe vir die Here gegee het nie. Dis daai gerwe, daai oes wat ons terugbring oor wie ons so dankbaar is om hom saam te bring kerk toe. Iemand wat sy hart vir die Here gegee het. Maar hierdie ene wil ek nou vra spesifiek vir die oupas en die oumas. Is die gerwe wat ons terugbring nie ook hierdie kleintjies nie. Hierdie kleintjies wat met vrymoedigheid kan sê, oupa, ouma, ek is lief vir die Here. Oupa, ouma, ek wil ook bid. Is dit nie ons dankbaarheid nie? Dit wat ons terugbring. Ek wil graag nou vir julle vra, net in die derde ronde, waar ons gaan saam bid, en vir die Here vra, help ons om te volhard. Help ons om voort te gaan om hierdie goeie saad te saai. Help ons om in ons kinders in te ploeg. Help ons om te vertrou, dat al sê die koerante dit en dat,
En al sê die nuus al hierdie verskriklike dinge, die hoop in Christus beskaam nie. Daar's iets groters. En daarom met vrymoedigheid en met blydskap en met 'n gejubel, al loop die trane soms, bid ons dat die Gees van God ons sal stuur, ons bemagtig om sy saad te saai. Ons bid dit oor ons gemeente, ons bid dit oor ons gesinne, oor onsself en oor ons kinders. Weereens, neem vrymoedigheid om hardop te bid as familie. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, Here, wees ons dat U vir ons U koninkryk saad gee, die blye boodskap, die goeie nuus, die evangelie van U Seun Jesus Christus, om dit te mag saai. Here, die voorreg kan ons nie verstaan nie, Here. Ons kan dit nie begryp nie. En nogtans is ons besig om eerder maar ons eie saadjies te saai. Dis hierdie kosbare saad wat U vir ons gegee het. Vader, gee vir ons die vrymoedigheid, die passie, maar Here ook die dissipline om te doen wat U vir ons vra, om U koninkryk eerste te stel, Here. Nie uit plig nie, Vader, maar omdat ons vir U bitter liefhet, Here, en omdat U dit vir ons vra. Here, laat hierdie saad vrug dra, nie om onsself eer te gee nie, maar om U naam groot te maak. Ons bid dit in U naam. Amen.